Dit was iemand wat ek in die bed gelê het. En Ruben was baie siek geweest. En ek onthou hoe ek gelê het en vir die Here gesê het dat daar's niks hoop in my nie. Daar's niks waarna ek uitsien nie. Ek onthou ek gedink het oor die volgende dag en daar was geen stukkie in my hart wat gevoel het ek wil opstaan die volgende dag of ek het opgewonde geraak oor Ruben se lewe en Ruben se uitkoms nie, want ons was in so 'n donker, swart plek gewees. En ek onthou ek by die Here gesmeek het en ek het vir hom gesê, Here, if you save my son, I will never stop testifying. I will share the story and I will share what he's done and how faithful he's been in our lives. So Ruben is gebore op 1.7 kilogram op 35 weke, so hy was baie klein geweest. The first day was actually amazing. He came out not too dusky, not too cyanosed. I gave him a little bit of oxygen and he responded. Daai volgende oggend kon ek hom vir die eerste keer gesien het. Bietjie kolostronpies uitgemelk en gehoop dat hy bietjie kan drink. Ja, en dis toe waar ons eerste komplikasie amper maar ingeskop het. Ons het nie geweet presies wat sy storie is nie, want daar's baie goeders as jy nie op 'n scan kan sien nie. En ongelukkig toe moes hulle nog 'n paar checks daar doen en in daai checks het hulle toe agtergekom dat dat daar fout is met sy slukdarm. In daai tyd was ons nog baie optimisties geweest. Ek wil sê ons het nog gedink Ruben gaan ingaan vir sy operasie en dan moet hy net recover van die operasie en dan hopelik binne 'n week of 2 weke kan ons huis toe gaan. Men wetende wat hy vir ons eintlik voorgelê het. Sy eerste surgery en hy het gehuis, want hy is 'n champion, my boetie. Ek dink in daai tyd was ons nog baie oblivious tot die post-op complications wat hy gehad het. Ek onthou daai donderdagoggend het ek so afgestap by die trappies by die NICU en ek het deur die gangetjie gestap en ek onthou ek het gesien daar's soveel dokters wat rondom sy bed staan en jy kan nie vinnig genoeg die hande was om net te gaan sien wat is besig om te gebeur nie en dokter Mashawa het vir my gekyk met sulke groot oë en het gesê I don't know what's happening. Iets is besig om te bloei en hulle weet nie waarvan af die bloeding kom nie. As medical doctors, we have dealt with cases, but Ruby's case, we can't even fit it to one diagnosis. This now changed, it became a God case, really. Ek kan onthou ek het nou sê die eendag nog teruggery van die hospitaal waar ons net so in die kar sit en ons wil amper nie eens praat nie want ons weet nie wat om te sê nie. Soos ons wil nie die Here aanvat nie want ons albei is baie lief vir die Here, maar ons verstaan nie hoekom ons sit waar ons sit nie en hoe die Here hierdie gaan draai nie. Soos of die Here ewen hierdie kan draai nie. Dit is net God, dit is net Jesus wat maak dit jy nog op jou twee bene staan en opstaan in die oggend. Die baadjie ry hospitaal toe en hoop en glo en spreek dat jou kind gaan gesond uitkom. Sê die kind ek? Ai, dit is frustrerend. Baie mense het soos 'n biduur gedoen waar ons net soos van in 5 gestaan het vir Ruben en miraculously het die volgende dag was hy bietjie beter en toe na hierdie gebede het goeders net begin verdwyn soos dink tot 3 dae voordat ons actually huis toe is die eerste keer wat ons die einde van die tunnel begin sien het en gesien het okay maar daar is dalk actually 'n kans dat hy okay gaan wees. Dit was so amazing, ons het eintlik nie eens geweet hy gaan huis toe kom tot die dag voor my verjaarsdag nie. So waar vir ons vir 10 weke lank gehoop en gebid het. We made it and we going home. Ja, ek dink toe was ons super excited om op Elsie se verjaarsdag Ruben te kon huis toe bring vir die eerste keer na 70 dae in die NICU. Daai dag sal geen grey wees in my gedagtes vir altyd. Dit was ongelooflik om te kon huis toe bring. Hy het soveel geoverkom en ek glo en hoop dat eendag wanneer hy ouer is, kan hy regtig daai resilience wat hy eintlik gebou het in die NICU, dat dit iets is wat ek wil sê infiltreer in sy lewe. Ek droom oor hoe hy regtig vrede sal bring in die wêreld en dat hy mense sal aanraak in sy hele journey. Ek dink ons hart is dat hy die Here gaan ken en dat hy nou pad met die Here gaan loop en dat hy iewers 'n verskil gaan maak en dat hy 'n vol lewe sal hê. Sy journey het baie ver gegaan en ek wil net vir almal wat deel was van haar journey net inniglik dankie sê. Op die dae waar ons nie gevoel het ons kan onsself carry nie, het hierdie mense ons gecarry. Ons het mense se harte vir ons gesien op maniere wat ons eintlik nie eens kan comprehend nie. Mense het vir ons kos kom aflaai, mense het vir ons gebid, mense het in die NICU vir ons kom kuier. Ons was regtig ongelooflik gebless geweest met
die gemeenskap rondom ons en hoe hulle ons lewe vir ons regtig meer bearable kon maak in 'n tyd wat ons bitter sorg gekry het. Julle gebede het Ruben aan die lewe gebid. Dankie vir julle harte vir ons kind. As dit nie vir julle was nie, dink ek nie Ruben sou vandag met ons gewees het. Dankie.